Goeiemôre my liewe vriende. Ek groet vir julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Ek vertrou dat dit met julle goed gaan op hierdie lekker koue Sondagmôre en julle snoesig en warm daar in julle huisietjie sit en luister na hierdie boodskap wat ek vertrou dat vanmôre kom dit van die Here ook af. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam en vra dat die Here ook vir ons die brood vanoggend sal breek. Vader van ons Here Jesus Christus, U die koning van die heelal, U wat alles geskep het deur die autoriteit van U woord, U wat alles tot stand gebring het, U wat alles onderhou. U is en U was en U sal tot in aller ewigheid dieselfde wees. U verander nooit nie. Dankie, Hemelse Vader, dat ons in die naam van Jesus Christus, U Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees vanoggend saam kan wees en U kan loof en prys vir U goedheid en U guns. Ons bid dat U vanmôre ook 'n deurbraak sal bring in ons harte en dat U vir ons die insig sal gee in U wil en dat ons sal weet wat U koninkryk vir ons inhou. Seën vir ons elkeen saam. U ken ons name is in die hande ingeskrywe, in die hand ingegrafeer. Ons behoort aan U vanmôre. Dankie dat ons kan vertrou dat U ook vanmôre met ons sal praat in Jesus se naam. Amen. Liewe broer en suster, ons lees vanoggend een versie, Johannes 3 vers 3. En daar staan geskrywe, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Tot sover ons skriflesing, mag die Here vanmôre gee dat sy woord aan ons waarlik geopenbaar word. Voorwaar, ek sê vir jou, of voorwaar, ek sê vir julle. Hierdie variasies van wat Jesus gesê het, kom in die evangelie van Johannes voor, en dit is 'n baie spesifieke styl wat Jesus gebruik het om die belangrikheid van sy woorde en dit wat volg te beklemtoon. Voorwaar, ek sê vir jou, wie ore het en na my woord luister en in my glo, hy wat my gestuur het, hy sal vir ewig lewe. En in Johannes 14 vers 12 sê die Here, voorwaar, ek sê vir jou, die een wat glo in my, sal die werke doen wat ek doen, en selfs groter werke sal hulle kan doen. Johannes 8 vers 58 sê, voorwaar, ek sê vir jou, voor Abraham was, was ek. En Johannes 12 vers 24, voorwaar, ek sê vir jou, as 'n koringkorrel nie in die grond val en doodgaan nie, dan bly dit by homself. Maar as dit doodgaan, dan sal dit groot vrug voortbring. Johannes 5 vers 24, voorwaar, ek sê vir jou, wie ook al hoor my woord en glo
en hom wat my gestuur het sal vir ewig lewe. Hy sal nie onder die oordeel kom nie, maar sal deur die dood na die lewe oorgaan. En dan Johannes 14 vers 12, wat ons dan ook gelees het, voorwaar ek sê vir jou, die een wat in my glo, hy sal die werke doen wat ek doen, en selfs groter werke sal hy doen, want ek gaan na die Vader toe. My liewe broer en suster, die Here het in sy tyd toe hy op hierdie aarde was 2000 jaar gelede, het hy die mense se aandag gevestig en was daar sekere hoogtepunte wat hy probeer uitlig het rondom die koninkryk van God. Hy het met autoriteit gepraat en dan het hy ook sy bonatuurlike autoriteit het hy met hierdie woorde gespreek, voorwaar ek sê vir julle, dit wat ek sê, hierdie aannames wat ek maak, is absoluut die waarheid, en ek wil vir julle die versekering gee, dat dit wat ek sê, moet by julle 'n oortuiging bring, en julle moet dit ernstig opneem, en julle moet dit ten volle glo. 2000 jaar gelede het die Here met die mense gepraat in gelykenisse, in stories vanuit die tyd waarin hy geleef het. En daarom wil ek vandag, en ek is nie Jesus nie, maar ek is 'n bedienaar van die goddelike woord, en daarom is daar die stelling wat ook sê, 'n bedienaar van die goddelike woord, so sê die Here. Dink ek dat as die Here vandag hier in die 21ste eeu na hierdie aarde toe gekom het, sou hy 'n paar moderne gelykenisse vertel het, en ek wil 'n paar moderne gelykenisse vir julle vanmôre voorhou. Asof die Here dan ook vandag hier by ons is. Voorwaar ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos 'n man wat in die woestyn homself bevind. En hy's besig om te sterwe van die dors. En terwyl hy homself voortsleep en voortsukkel, sien hy daar in die verte bo op 'n duin iets wat lyk soos 'n waterpomp. En hy dwing homself met moeite teen daardie duin op, totdat hy by hierdie waterpomp kom, en hy sien dit is een van daardie waterpompe met 'n slinger wat op en af gedruk word, om die water dan uit te pomp. Aan die regterkant van hierdie pomp is daar 'n briefie onder 'n klip. En die man haal die klip af en hy lees hierdie briefie. En hierdie briefie sê vir hom, hierdie waterpomp is gewaarborg om vir die volgende 10 jaar lank water te pomp. En daar staan ook op hierdie briefie, 1 voet diep onder die sand is daar 'n bottel water begrawe. Grou dit oop, haal die bottel uit, maak hierdie bottel oop, en dan gooi jy die hele bottel water op die seël van die waterpomp wat drukking aan die pomp sal verskaf. Gooi alles uit. En wanneer jy dan vir jouself dan water gepomp het, en jy genoeg gedrink het, maak die bottel dan weer vol, en begrawe dit 1 voet diep onder die grond, en sit die briefie terug vir die volgende persoon, wat dan ook water wil hê.
In die koninkryk van God is dit 'n gelykenis van geloof, ware geloof. Wat sal julle doen? Sou jy jou dors probeer bevredig het deur die bottel water te drink sonder om die woorde ag te slaan op hierdie briefie? Of sou jy in geloof hierdie woorde nouweliks nagevolg het? Want dit is wat die Here van ons vra. In die koninkryk van God gaan dit oor ware geloof. Want God kan nie gedien word sonder ware geloof nie. Voorwaar, ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos 'n boer wat met perde en varke boer. En op hierdie plaas van hierdie boer is daar 'n perd en 'n vark wat met tyd groot vriende geword het. En eendag, toe word die perd baie siek. En sy vriend vark kom by hom en sien dat perd lê net die heeltyd. En hy kom by vark en hy sê, by perd en hy sê, perd my ou vriend, wat makeer jong, staan op, want jy weet jy kan nie so lê nie, jy moet opstaan, perde is gemaak om rond te hardloop. Maar die perd het net so bly lê. Toe kom die boer nader en sien dat die die perd siek is, waar vark so een kan staan en luister, en die boer al sy selfoon uit en hy bel die veearts en hy sê, ek wil hê jy moet gou na my plaas toe kom, want my perd is baie siek. Toe die veearts uiteindelik by die perd kom en hom ondersoek het, sê hy vir die boer, ek gaan vir jou 3 dae se medisyne voorskryf, wat jy letterlik, soos wat die voorskrif is, aan perd moet gee. As die perd na 3 dae nie opstaan nie, dan moet ons die perd uitsit, want dan gaan hy nie gesond word nie. Die eienaar gee toe op die eerste dag vir die perd medisyne, maar die perd bly net lê. Toe die boer weg is, toe kom vark by sy vriend perd en sê vir hom, kom perd, kom staan op, jy weet jy kan. Perde is gemaak om in die veld te hardloop, jy kan nie net so lê nie, toe, kom, staan op. Op dag 2 en dag 3 het die boer elke dag gekom en vir die perd die medisyne gegee wat die veearts vir hom gegee het. En elke keer as die boer weg is, het die vark by sy vriend gekom en gesê, kom perd, staan op jong, jy is 'n perd, jy moet hardloop. En dan het hy so met sy snoet, het hy hom so probeer ophelp. En uiteindelik na die 3de dag, toe vark weer so op sy vriend kom en hom so ophelp en hom probeer motiveer om op te staan. Toe kom perd stadig so op sy knieë, en elke keer dan stoot die ou vark kom so en sê, ja kom, staan op, kom, jy is amper daarso. En uiteindelik toe staan die perd op sy 4 pote, en die boer kom daaraan en hy is baie verras, en hy is baie verheug, en hy bel die veearts en hy sê, man, baie dankie, perd staan op sy 4 pote, hy is baie beter. En die veearts is net so bly, en uiteindelik sê die boer, weet jy wat, ons moet dit vier, kom ons slag vir vark. Die boodskap agter hierdie verhaaltjie is, dat baie mense besef nie regtig die waarde van jou potensiaal nie. Miskien voel jy dat jy nie raak gesien word nie. Miskien voel dit
by jou werksplek of waar jy ook al, dat jy nie deur mense geag word nie, ten spyte van die feit dat jy ander motiveer en ander help in die lewe en jy misgekyk word. Maar in die koninkryk van God is dit so dat ons as kinders van die Here moet partykeer geoffer word ter wille van ander in die koninkryk om by Jesus uit te kom. Voorwaar, ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos 'n ma wat besig is om 'n koek te bak. En sy het 'n dogter wat baie depressief is en wat na haar toe kom en sê, ag mamma, ek weet nie hoekom ek dit verder moet verdien. Hoekom moet ek so swaar kry? Hoekom laat die Here hierdie dinge in my lewe toe? En die dogter sê vir haar ma, alles gaan verkeerd met my lewe. My boyfriend het met my uitgemaak, en my hele lewe is besig om mekaar te val. En terwyl die ma besig is om koek te bak, vra sy vir die dogter, wil jy graag 'n stukkie koek hê, of wil jy graag 'n snack hê? Die dogter sê, ja mamma, mamma weet ek hou van koek. Absoluut, ek is baie mal daaroor. En die ma sê vir die dogter, hier is vir jou 'n bietjie kookolie. En sy bied dit vir die dogter aan. Ag nee, sies ma, sê die dogter. 'n Mens kan nie net kookolie net so drink nie. En die ma sê, wat van 'n paar rou eiers? O nee, grous ma. Geen mens wat regtig by sy positiewe is, sal rou eiers eet nie. Wat van 'n bietjie koekmeel? Of wat van 'n bietjie baking soda, sê die ma. O, jakkie, nee, mens kan nie dit eet nie, ma. En toe sê die ma, ja, al hierdie dinge lyk baie sleg by hulle self, so rou om te eet. Maar wanneer dit alles bymekaar gesit is en op die regte manier gemeng word en in die oond gesit word en gebak word, dan maak dit alles saam die heerlikste koek. God werk op dieselfde manier met mense. Baie tye wonder ons, hoekom laat die Here hierdie dinge in ons lewe toe, hierdie moeilike tye waardeur ons gaan. Maar die Here weet, wanneer hy alles bymekaar sit, in sy orde, op sy regte tyd, dan bring dit vir ons die wonderlikste eindproduk in ons lewe. En staan ons verbaas oor dit wat die Here vir ons droom en dit wat hy vir ons wil gee. Ons moet hom net vertrou dat hy uiteindelik alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat die Here liefhet. Die Here is mal oor ons. Hy is verstot op ons. En hy stuur vir ons blomme in die somer. Elke môre stuur hy vir ons sonsopkoms en in die aande 'n sonsondergang. Ons moet net met hom praat. Ons moet net luister. Hy is enige tyd beskikbaar vir ons. Ons moet met ons hart hom soek. Die lewe is nie altyd wat ons miskyk. Maar ons moet hoopvol wees dat die Here gee vir ons elke dag 'n stukkie koek. Die koninkryk van die Here is soos 'n takbok wat hoogdragtig is. En sy is besig om weg te vlug vir 'n hongerleeu wat haar wil vang.
Maar tesame is daar ook iemand, 'n jagter wat haar wil jag. Bokant haar kop broei 'n storm. En ver agter haar is daar 'n veldbrand. En al hierdie omstandighede is besig om haar in te haal en sy kom uiteindelik by 'n stroom aan. En hier word sy vasgedruk. Die vuur wat stadig maar seker nader kom, die storm wat bokant haar broei. Aan haar linkerkant is die jagter wat besig is om sy geweer op te tel en te mik om haar te skiet. En aan die ander kant is die hongerleeu besig om haar te bekruip. Sy kan nie deur die stroom beweeg nie, want dit vloei te sterk. Wat staan haar te doen? Haar enigste doel is om geboorte te gee aan hierdie vul, want sy is amper op haar einde. Wie sal haar red van al hierdie dinge wat besig is om met haar te gebeur? Ewe skielik is daar 'n weerligstraal. Op dieselfde oomblik toe die jagter sy vuurwapen aftrek. Hierdie weerligstraal verblind hom en hierdie koel tref die leeu net voordat hy op hierdie dragtige takbok spring om haar dood te maak. Die storm breek los en die vuur word uitgeblus. En die takbok gee geboorte aan 'n pragtige klein filletjie. Die lewe om ons druk ons. Ons lewe in gevaarlike tye. Mense vervolg ons, mense wil ons doodmaak, mense bespot ons ter wille van die evangelie. Maar hierdie storie sou Jesus vir ons vertel om vir ons te sê, ons het sekere prioriteite in die lewe. Al die ander dinge is buite ons beheer. Dit is in God se hande. Ons is veilig in die hande van die Here. Ons moet op hom vertrou soos hierdie takbok. Hierdie takbok wat net een verantwoordelikheid gehad het, en dit is om geboorte te gee aan hierdie filletjie. God is vandag nog steeds in beheer. Die koninkryk van God is voorwaar ek sê vir julle, soos 'n pa met tienerseuns en dogters. En die dogter en die seun kom by die pa en sê, papa, ons wil baie graag hierdie film gaan kyk. Al ons maats gaan daar wees. En die pa vra vir sy kinders en hy sê gou vir my, waaroor gaan hierdie film wat julle gaan kyk? Papa, dit is 'n aksiefilm. Dit is in Hollywood geskied deur die beste direkteur wat hierdie film saamgeflans het. En net die beste akteurs en aktrises speel binne in hierdie film. En die pa vra vir die kinders, vloek hulle in hierdie film? Ja, pa, sê hulle, maar dit is nie so baie nie, ons steur ons nie daaraan nie. En die pa vra vir die kinders, sê vir my, misbruik hulle die Here se naam, die Here Jesus se naam in hierdie film? Ja, pa, dit is Hollywood. Maar dit is so algemeen vandag dat almal doen dit. En die pa sê vir die kinders, nee, julle mag nie hierdie film gaan kyk nie. Natuurlik is hierdie kinders van hom baie ontstoke en opgeblaase. Hoekom kan ons nie hierdie film gaan kyk nie? Die pa gaan toe
en hy maak vir die kinders toe brownies. Hierdie lekker soet fudge, kan 'n mens maar sê, koekies. En hy kom toe by die kinders en hulle is toe nog steeds ontstook en hy sê, luister, hier is vir julle brownies om te eet. En die kinders is baie onwillig om te eet en hy sê vir hulle, man, weet julle, ek het ouma se resep gebruik. En julle weet, ouma was 'n boebaas bakster. Sy het altyd die eerste prys op die bazaars gewen met haar gebak. En ek het ouma se resep gebruik. Tot die letter toe het ek dit gebruik. Alles is presies afgemeet. En die kinders begin toe te eet aan hierdie lekker brownies. En toe sê die pa, al wat ek bygevoeg het is 'n bestanddeel wat nie daar in ouma se resep was nie. Wat is die bestanddeel, papa? Vra die kinders vir hom. Hy sê, man, julle weet ou wagter, nê. Sy toilet is mos hier op die agterste grasperk. Ek het 'n bietjie van die droë hondemis gevat en dit bietjie in hierdie mengsel ingewerk. En ewe skielik is hierdie kinders ontstoke. Papa, hoe kan jy dit aan ons doen? Hoe kan jy hierdie goed binne in hierdie mengsel in sit en ons dit laat eet? En die pa sê toe, my kinders, ek verstaan dit nie. Julle wil hierdie film gaan kyk. Maar moenie bekommerd wees nie, ek het net vir julle gejok. Dit is ouma se resep, ek het nie ou wagter se hondemis hier ingemeng nie. Maar ek wil vir julle 'n les leer vandag. Hierdie film wat julle wil gaan kyk, wat die Here se naam so misbruik. En daar is sekstonele in, en daar is geweld in, en daar is alles in. Net soos ouma se resep waar die beste bestanddele in was, soos die beste akteurs en die beste direkteur en Hollywood en alles. Julle is eerder bereid om dit in julle gees en julle siele in te neem. Hoe verstaan ek dit dan nou? Die Bybel sê, in die koninkryk van God moet ons baie versigtig wees wat ons lees en wat ons sien en wat ons kyk. Want hulle wat rein van harte is, sal God sien. Voorwaar, ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos 'n Chinese man, wie se pa wat al bejaard en oud is, by hom bly. En hierdie Chinese man het 'n klein seentjie. En oupa is so oud dat hy nie meer mooi kan eet nie, dat hy nie meer mooi kan loop nie, en dat hy oral val en goede breek. En uiteindelik eendag toe raak die seun so ontstoke en hy sê, pa, jy is nou net vir my 'n oorlas. Ek gaan jou in 'n swart vuilgoedsak, gaan ek jou sit, en ek gaan jou deur baie ver in die veld, gaan ek jou weggooi. Want jy raak vir my nou net 'n las. Die klein seentjie het so gestaan en kyk wat sy pa doen, en sy pa sê vir hom, kom boeta, kom, ons gaan vir oupa, gaan ons nou wegmaak, want hy is vir ons 'n las. En 'n paar kilometer ver het die pa toe nou die swart plastieksak oopgemaak, en die oupa uitgehaal, en hom daar in die veld ingestoot en gesê, pa, gaan nou maar dood, gaan doen jou eie ding. Ek is nou ontslaaf van jou. Toe sê die pa vir sy klein seentjie, kom ons gaan huis toe. En die seentjie het so eentjie saam met sy pa geloop, en toe ewe skielik toe draai om en hy hardloop terug na daar waar sy oupa is. En toe hy nou terugkom by die pa, toe sien die pa, maar die seentjie het die swart plastieksak, vuilgoedsak in sy hande. En hy sê vir hom, boeta, nou wat maak jy nou? En die seentjie sê vir hom, pa, hy sê, ek het net hierdie plastieksak gekry, want eendag gaan jy vir my ook 'n las wees. En dan
het ek daarom 'n plastieksak om vir pa ook te gaan weggooi. Wat is ons waarde in die lewe? Hoeveel waarde het ons vir ons ouers en ons mense wat dierbaar is vir ons? Ons weet van so baie ou mense wat in die ouerhuise sit, wat vereensaam, want hulle kinders het hulle weggegooi. En die Here sê vir ons, voorwaar ek sê vir julle, alvorens julle dit nie aan een van hierdie geringstes gedoen het nie, barmhartigheid bewys het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Die koninkryk van die Here is ook soos 'n akkerput. Voorwaar ek sê vir julle, daar is baie mense op hierdie aarde wat sê, daar is geen God nie. En hierdie is 'n ware verhaal wat in Bloemfontein gebeur het. Is 'n prokureur, vrou, wat oral verkondig het, daar is geen God nie. En sy het dit oral verkondig en gesê ook, ek gaan in my testament bepaal dat die dag wanneer ek begrawe word, dan moet mense my 10 voet begrawe in plaas van die 6 voet onder die grond. Die hele graf moet met sement binne en buite uitgelê word. My kus waarin ek begrawe word, moet 'n loodkus wees met slotte reg rondom, sodat niemand in of uit kan kom uit hierdie kus uit nie. En wanneer hierdie graf toegegooi word, moet daar 'n sementblad van 10 omtrent 100 centimeter dik, kom ons sê 100 centimeter dik, moet reg oor my graf dan geplaas word, wat baie swaar is, en dan rondom hierdie sementblad moet daar 'n staalkonstruksie opgerig word, wat toegeswys moet word sonder 'n deur, sodat niemand in of uit kan kom nie. Helaas is die vrou toe ook uiteindelik oorlede, en sy is toe begrawe presies met die voorskrifte, soos wat sy voorgehou het. En die graf staan daar in een van die begrafplase. Mense kan gaan kyk daarna. 'n Klomp jare het verbygegaan. En ewe skielik het hierdie graf van die binnekant af oopgeskeur, oopgekraak. Die sement het heeltemal oopgebars. Deur die loodkus het hy in 2 geskeur deur die sementblad, en uiteindelik het daar 'n akkerboom uitgegroei. Hierdie hele graf is oopgeskeur, want wat mense nie besef het nie, is dit terwyl die graf mense hierdie graf toegegooi het hulle in hierdie sementmengsel 'n akkerput saam begrawe. En hierdie akkerput het begin ontkiem en uiteindelik 'n magtige boom geword wat alles oopgeskeur en oopgedruk het. Die storie sê vir ons dat ons moet nooit vir God in die versoeking bring nie. God laat nie met hom spot nie. Hy is 'n verterende vuur. En hy het nie mense nodig om vir almal te laat weet dat hy wel bestaan nie. God doen dit op maniere wat ek en jy nie kan verstaan nie. Ek wil vir julle 'n laaste verhaaltjie vertel. En dit is die verhaal van 'n boer
wat 'n donkie op sy plaas gehad het, en die donkie het in 'n diep put geval. En die werkers het alles probeer om hierdie donkie uit hierdie put uit te kry. Uiteindelik het die boer gesê, nee wat, dit is nie die moeite werd nie. Hierdie ou donkie is al baie oud. Hy het gedoen dit wat hy moes gedoen het. Kom ons gooi hierdie put toe en begrawe maar die donkie. Die werkers het toe die een skep graafgrond na die ander op hierdie donkie gegooi. Maar elke keer as die grond op die rug van hierdie ou donkie val, dan het hy homself net geskit en opgestaan. Geskit en opgestaan. En uiteindelik, toe hierdie put amper toegegooi was, toe klim die donkie by hierdie put uit. En die werkers en die boer was almal verbaas gewees. Maar die boodskap is baie duidelik. As die lewe vir jou druk en jy word toegegooi, skud jouself af en staan op. Kyk op, daar is 'n lig aan die bokant van hierdie put. Daar is 'n uitkomkans. Die Here gee vir ons daardie kans. Moet nooit moed opgee nie. Hoop altyd, daar is altyd hoop. Voorwaar ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos baie van die verhale wat ek vandag vir julle vertel het. En daar is nog baie. Die Bybel is so vol waarhede, so vol gelykenisse, soveel betekenis, soveel beloftes, wat die Here vir ons wil leer, elke dag van ons lewe. Kom ons vertrou die Here, kom ons hou vas aan sy gelykenisse, aan die stories, aan die sonsopkomste, aan die blomme en die reën op sy tyd. God is in beheer van sy koninkryk. Mag die Here vir julle elkeen seën met hierdie woorde vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek is nie Jesus nie. Ek is u kind wat probeer om die evangelie suiwer te verkondig. Maar ek dink hierdie verhale sou ook in u hart aanslag gevind het, want u het goed in die omgewing gebruik om vir mense te vertel van hoe die koninkryk van God is, sodat ons kan leer en betekenis in ons lewe het, kan verstaan. U wil hê ons moet u wil verstaan. U wil hê ons moet u woord verstaan en uitlê vir mense, groot en klein. Mag hierdie stories vanmôre byklank vind by u woord. En mag u ons geloof versterk en ons oprig en vir ons hoop gee om nooit op te hou nie. Want die koninkryk van God is soos 'n gelykenis, 'n waarheid. Want u is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na u toe, behalwe deur u tot die Vader. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur u nie. Seën vir ons, seën elke hoorder vanmôre. Ons prys u in die naam van Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons gaan 'n laaste lied saam sing, tot eer van die Here, en dan sluit ons af met sy vrede. Ek groet julle vanoggend met hierdie woorde. As die wêreld se swaar kry jou neervel op jou knieë, dan is jy op die regte posisie om te bid. En enige iemand wat op sy of haar knieë voor God kan staan, kan ter enige tyd, selfs voor die konings
en die wêreldheersers vanoggend opstaan en sê, ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Mag die Here vir julle seën, mag julle 'n pragtige week hê en vrede vir julle in Jesus Christus. Amen.